Vandag kyk ons na November 2019 se vraestel wat deur die Departement van Basiese Onderwys opgestel is. Vraag 5. Dit sê vir my, die grafieke van f van x is gelyk aan k op x plus q en g van x is gelyk aan x plus 2 is hieronder geteken. Goed, as ons nou hier kyk, kan ek sien hier is my hiperbool wat die funksie f is. Ek kan klaar hieruit aflei dat my waarde vir k positief moet wees, want ek sien die vorm van die grafiek. En dan is daar ook 'n reguit lyn G geteken en sy vergelyking is y is gelyk aan x plus 2. Goed, dan gee hulle vir ons die vergelyking van die horisontale asymptoot van f is y is gelyk aan 1. Ek dateer nou maar alles net op my skets. So hierdie stippellyn is my horisontale asymptoot. Die grafiek G sny die x-as by B. Nou G is die reguit lyn, so daar sy x-afsnit. Ons sal dit maklik kan uitwerk, want ons sal net y gelyk aan 0 maak. En F en G sny by A en by B. Nou ja, om plek te hê, gaan ek daardie gegewe gedeelte nou uitvee en dan kyk ons na die vraag. Ons maak hom 'n bietjie groter. Hulle wil eerstens sê ek moet neerskryf wat is die waarde van Q. Nou onthou, f van x was y is gelyk aan k op x plus q. Nou hoe gaan ons weet wat is die waarde van q? Nou q is die hoeveelheid wat die grafiek opwaarts beweeg het en die beste plek is om te sien hier by die asymptoot. Want voordat dit opbeweeg het, sou die asymptoot op die x-as gewees het, maar nou is dit 1 eenheid hoër, so die waarde van q is 1. En dan wil hulle weet, wat is die definisieversameling van f? So f is die hiperbool, en sy definisieversameling, nou onthou 'n definisieversameling is altyd x is 'n element van reële getalle. En omdat dit 'n hiperbool is, weet ek dat ek 'n vertikale asymptoot hier op die y-as het, so x mag nooit 0 wees nie. Goed, vraag 5.2. Kom ons maak hom ook maar bietjie groter, nie te groot nie. As hy, bepaal die vergelyking van die simmetrielyn van f wat 'n negatiewe gradiënt het. Nou wat weet ons van die simmetrieasse of die simmetrielyne? 'n Simmetrielyn gaan altyd deur die punt waar die twee asymptote sny. So daardie punt is op die y-as, sy x-koördinaat is 0, sy y-koördinaat is 1. En dan wil hulle die een met 'n negatiewe gradiënt hê. Nou onthou jy, daar is 'n negatiewe gradiënt en daar is ook 'n simmetrieas met 'n positiewe gradiënt. Maar hulle vra spesifiek vir die een met 'n negatiewe gradiënt. So dit is 'n reguit lyn. Dit is 5.2.1 ja. So dit sal wees y is gelyk aan minus x plus c. Minus x, want die gradiënt is altyd minus 1 vir die een met die negatiewe gradiënt en plus 1 vir die een met die positiewe gradiënt. En nou waar gaan die lyn deur die y-as? Dis by y is gelyk aan 1. So daar is die vergelyking. Y is gelyk aan minus x plus 1. 5.2.2
vra vir ons vir die vergelyking van F. Nou ja, ons weet F lyk so. So, Y is gelyk aan K op X plus Q. Maar ons het al reeds hier gesê dat Q 1 is. So ek kan maar skryf, Y is gelyk aan K op X plus 1. En nou het ek net 1 onbekende. So ek moet 'n punt op die grafiek se koördinate in X en Y vervang. Nou dit lyk of ek dalk geen punt op daardie grafiek ken nie. Maar ek kan baie maklik die koördinate van B kry. Want B is die X-afsnit van die reguitlyn Y is gelyk aan X plus 2. So as ek die X-afsnit wil uitwerk, dan maak ek Y gelyk aan 0 en dan kry ek X is gelyk aan minus 2. So die koördinate van B is minus 2, 0. So dit gee vir my 0 is gelyk aan K op minus 2 plus 1. Ons neem die 1 oor na die linkerkant toe, dan kry ek min 1 is gelyk aan K gedeel deur min 2, en as ek dan vermenigvuldig met die min 2, dan is K gelyk aan 2. Nou ja, ek moet maar vir myself 'n bietjie plek maak. Ek gaan dit hier onder doen. So F van X is gelyk aan K wat 2 is op X plus 1. En dan vra hulle laastens vir my die koördinate van A. Jy kan sien 5 punte. En A is die snypunt van F en G. So A, ek het definitief plek nodig. Kom ons maak, ons vee alles uit. Ek sal dalk net hierdie een opskuif. Ons is besig om die koördinate van A te bepaal. En daar sy. So wat gebeur by A is dat dit op albei die grafieke lê. So die een se vergelyking, die hiperbool, is Y is gelyk aan 2 op X plus 1. Hier het ons dit uitgewerk. En dan die ander een se vergelyking is Y is gelyk aan X plus 2. Nou ja, dis albei formules om Y mee te bereken, maar Y gaan dieselfde wees, want die punt is maar net 1 punt. Daarom sal ek kan sê dat die vergelykings gelyk is. Vermenigvuldig met X reg deur. En nou het ek 'n kwadratiese vergelyking. Om 'n kwadratiese vergelyking op te los, moet ek altyd 'n 0 aan die een kant hê. Nou ek hou van die x kwadraat wat 'n positiewe koëffisiënt het, so ek gaan my 0 aan die linkerkant maak. So regs het ek my x kwadraat. Ek het 2x en as ek hierdie een oorvat, dan is dit 2x minus x, wat net vir my plus x gaan gee. En as ek die 2 oorvat, kry ek minus 2. Nou dit faktoriseer maklik. X maal x vir x kwadraat, 2 maal 1 vir 2, maar ek wil min 2 hê, so my tekens in die hakkies gaan verskil. Nou waar kry ek my middelterm vandaan? So van die binnestes en die buitenstes. So as ek het plus 2x minus 1x, dan gaan my middelterm reg wees. So dis plus 2x en minus x.
dan is x plus 2 gelyk aan 0, so x is gelyk aan min 2, of x min 1 is gelyk aan 0, so x is gelyk aan 1. Nou ja, ons is gevra vir die koördinate van A. So ons moet 'n keuse maak, ons moet besluit watter een is nou by A. Nou as ons kyk na x is gelyk aan min 2, dan het ons nou al uitgewerk dat hier by B is die x-koördinaat min 2. So dis nie die een wat ons wil gebruik nie. Om A te kry, gaan ons x-koördinaat 1 wees. Jy kan ook sien dis 'n positiewe getal. En hoe gaan ek die y-waarde uitwerk? Wel, baie maklik. Ek kan die reguit lynse vergelyking vat en net 'n 1 daar instel. So y is gelyk aan 1 plus 2 wat 3 is. Goed, dis die einde van die vraag.